van die Here. Sing saam met my lied 5:0. Ek slaan my oë op na die berge. Waarvandaan gaan daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy bly altyd getrou. Hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde, hoor saam met my as God jou groet. Sy sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees, jou en my trooster. Amen. See
Lyk net, dis maar 'n seun probeer. Ek moes ook 'n dogtertjie daar afgesit het. Hy lyk nie huiswerk nie. Ek dink ook so, maar sy bietjie moedeloos. Ja. Hoekom dink julle sy moedeloos? Want hy doen huiswerk, nee. Huiswerk het my ook altyd moedeloos gemaak. Nee. Ek gaan vir jou wys hoekom. Ek wil net voordat ek vir die volgende skyfie wys. Ek het altyd gedink, toe ek klein was, dat F staan vir fantasties. Maar toe ek groot word, het ek besef ek hier, dis hoekom my moedeloos is, nee. Hy vir daai geskiedenis-toets, moet hy 'n F huis toe vat. Nou, F staan nie vir fantasties nie, as jy nie geweet het nie. 'n F staan vir dinge wat nie mooi lyk by die huis nie, nee. Nou, baie keer, dan word ons moedeloos, nee. En julle miskien ook nie so erg nie. Maar baie keer dan word ons moedeloos in die lewe. En dan is dit nie vir ons lekker om aan te gaan. Want om moedeloos te wees, is maar 'n plek waar dit alleen is, en 'n plek waar dit swaar is, en tot van ons ma's en pa's en groot mense word partykeer moedeloos. Maar vanoggend gaan ek vir jou lees van 'n profeet wat moedeloos geword het. Want as hy met sy mense oor na die lewe gekyk het, dan het die goed nie vir hom sin gemaak nie. En toe sê God vir hom dat hy moet opstaan. Toe sê God vir hom dat hy weer moet probeer, want hy sal vir hom die krag gee. En vanoggend wil ek dit vir jou sê. As jy moedeloos is, maak nie saak hoe groot jy is of hoe oud jy is nie. God is by jou. Hy het vir Elia gesê, staan op en gaan terug op jou spore. Nee, gaan terug na jou lewe toe, gaan doen en gaan wees, want ek is God en ek sal sorg. En ons moet dit vanoggend in ons harte vasmaak. Geliefdes, jy sien daar op die bord, dat ek vanoggend vir jou wil lees, uit 1 Konings 19 vers 1 tot 18. En die tema van vanoggend se preek is, kom, probeer weer. En as ons dit vir mekaar sê, dan praat ons oor die lewe, dan praat ons oor alles wat ons baie keer in die lewe ervaar. Selfs daardie dinge wat ons partykeer dink, gaan ons onderkry, omdat ons met ons mense ook kyk. Maar God sê, kom, ons kan weer probeer. Ek lees vir jou dit. Agab het vir Jesebel vertel wat Elia alles gedoen het, ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Jesebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode in my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met my profete gemaak het nie. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê en hy daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kom kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker en eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op 'n warm klip gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anderster gaan die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop, tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, ek het met my hart en my siel het ek gewy aan U, saak Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek my om my dood te maak en om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my. Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind
was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, "Wat maak jy hier, Elia?" Hy het geantwoord, "Ek het met my hart en siel dit gewy aan Isaak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring." Maar die Here sê vir hom, "Draai jou spore om na die Damaskuswoestyn toe. En as jy daar aangekom het, moet jy vir Hazael salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu seun van Nimsi salf tot koning van Israel. En vir Elisa seun van Safat uit Abel Meholah moet jy salf tot profeet om jou op te volg. Dan sal dit so wees. Wie Hazael se swaard vryspring, Jehu sal hom doodmaak. Wie Jehu se swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek sal in Israel die 7000 wat oorbly, wat nie die Baalbeeld aanbid het nie." Geliefde, tot sover wil ek vir jou saam lees. God sê vanoggend, kom probeer weer. Partykeer kom ons met ons lewens op punte waar ons soos Elia voel. Dit is nou genoeg. Ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie. Dinge maak nie meer sin en maak nie meer saak. En dan sê God, dit maak altyd sin en dit maak altyd saak, want hy is ons God. En hy sal nooit ons los nie. Mag ek en jy dit vandag by God hoor. Voordat ek aangaan met die prediking, wil ek graag saam met jou bid. Kom bid saam met my. Almagtige God, ons hemelse Vader, Here, dankie vir die voorreg wat elkeen van ons het, wat hier is en wat hier luister, om vanoggend in die teenwoordigheid te kan wees. Dankie, Here, dat ons die voorreg van tyd en lewe het. Dankie dat ons die voorreg het om dit ook nie alleen te leef nie, maar saam met ander waarmee U ons seën. Maar die grootste voorreg van alles, dat ons hierdie lewe kan leef in U teenwoordigheid. U wat God met ons is. Here, ek bid dat U elkeen van ons in hierdie oggend met vrede in ons harte sal seën. Dat U ons na ons lewens sal laat kyk en baie keer dan voel hierdie lewens vir ons asof ons daar in die woestyn onder 'n bos kan inkruip en net sommer kan voel dat dit klaar is met ons. Maar die lewe is nooit klaar as U daarvan deel is nie. Die lewe kan nooit te groot wees as U by ons is nie. En daarom, Here, daarom bid ons vir U teenwoordigheid in ons lewens. Ons bid vir geloofsoë en harte wat dit sien en ervaar. Ons bid dat as ons vanoggend hoor dat ons weer kan opstaan, weer kan probeer, dat U altyd sal sorg. Seën ons saam wees, seën elkeen van ons nou met U liefde en U vrede. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Elia is 'n man wat naby aan God leef. Hy word geroep as 'n profeet en hy leef daardie roeping voluit uit. Hy duins nooit terug nie. Hy's nooit skaam daarvoor om op te staan en te sê dat hy vir God 'n profeet is en dat hy in diens van God is nie. Ons ken sy verhaal.
Hy bid op 'n dag vir God dat die reën en die dou moet verdwyn. En dan doen God dit. Ja, op 'n dag versorg God hierdie ou deur kraaie en deur allerhande ander wonderwerke wat vir hom sorg as hy nie self kan nie. Dis hierdie profeet wat by die jong of die ou dame aan huis is en dan vir haar beloof dat die olie in haar kruik en die meel nie sal opraak nie. En dan gaan Elia en in die naam van hierdie God wat hy so styf aan vashou, vat hy 450 Baal profete aan. En in die naam van God bly een van hulle leef nie. Dis 'n man wat onverskrokke voor God geleef het. Dis 'n man wat as God met hom gepraat het, nie eers aan sy eie lewe gedink het voordat hy gedoen het nie. Hy het net gaan doen. En dan kom Elia op 'n punt in sy lewe waar hy 'n laagtepunt bereik. Isebel is 'n bose koning wat hoor wat Elia gedoen het met die Baal profete. En sy gebruik alles in haar vermoë en maak aan hom 'n belofte om te sê hy sal nie hierdie dag of hierdie week oorleef nie. Elia skrik en hy bereik 'n punt in sy lewe waar hy voel dit is genoeg. Nou is dit genoeg, Here. Laat my sterf want ek kan nie meer nie. Eintlik wat hy sê is iets wat sekerlik in baie mense se harte leef. Ek het nou 'n punt bereik waar my mensekrag en my mense vermoëns en my mense besluite op is, Here. Ek weet nie. Vandag noem ons dit baie keer depressie. En ons kan lank oor hierdie praat. En hierdie is 'n siekte of 'n deel van mense se lewens waar hulle met hulle lewens op plekke kom waar hulle voel dat hulle nie meer kan nie. Ja, die lewe was te rof. Die besluite was te rof. Die kanse en al die ander dinge wat ons kon gebruik en moes gebruik en eintlik alles wat mooi was, lyk nie meer so mooi nie. Ek het nie meer hoop nie. Ek het nie meer vooruitsig nie. Eintlik sit ons met ons lewens onder daardie besembos. Maar God se liefde en God se genade los nooit. Elia gaan kruip weg en dan kry God hom. En God skuif daardie donker gordyn wat hy toegetrek het in sy lewe, skuif hy 'n bietjie oop dat daar 'n straal lig weerskyn. Ja, God gaan daar na Elia toe waar hy daar in die laagtepunt van sy lewe lê. En hy sê vir Elia, dis nog nie klaar nie. Dis nog nie verby nie. Daar is nog baie ander paaie wat geloop kan word en daar is nog baie ander besluite en kanse wat geneem gaan word. Miskien het jy jouself al so vasgeloop. Miskien het jy al met jou lewe op 'n punt gekom wat jy gedink het dit is nie meer die moeite werd nie. Miskien gedink het dat al die dinge wat in daardie lewe is, miskien siek wees of swaar kry of sommer net vrees en angs en allerhande ander dinge so groot geraak het dat ons dink dat ons nie meer kan nie. Maar God het altyd 'n plan. God het altyd 'n plan. As ons dit sê, dan sê ons nie eintlik dat Elia nie moes gevoel het soos wat hy gevoel het nie.
Ons sê nie dat Elia ongelowig was, of dat hy swak was, of dat hy sommer net gevoel het, omdat hy moes. Wat ons sê is, dat die lewe dit partykeer aan mense doen. Dat die lewe dit partykeer aan ons hart en aan ons menswees doen. En dan mag ons so voel. Dan kan ons so voel. Vir hom is die pad vorentoe donker. Al wat teen hy vaskyk is koning Jezebel wat hom soek. En as hy hom kry, dan gaan sy hom verseker laat sterf. Ja, wat hy teen vaskyk is hierdie krisis en hierdie probleem en dit maak sy hele lewe uit. Dis maklik in vandag se tyd om so te kyk, nee. Dis maklik in vandag se tyd om so met mekaar te praat, dat alles eintlik te vergeefs is. Dat daar nie meer dinge in die lewe is waaroor ons eintlik kan bly wees nie. Dat as ons kies en ons kyk na ons omstandighede en ander se omstandighede, dat ons baie keer kan voel dat dit klaar is met ons. Ja, eintlik baie kere kan voel dat ons oorgegee is aan die wêreld en aan die lewe en dat die dinge maar net met ons gebeur omdat dit gebeur. Dit lyk so baie keer asof God se saak skipbreek lyk. Ons kyk na ons kerke, hulle kry swaar. Ons kyk na ons mense, hulle kry swaar. Ons kyk oral waar ons hoop soek en oral waar ons uitkoms soek en ons oë sien miskien net swaar. En dan, by wyse van Spreuke gaan lê ons partykeer en dan wonder ons, sal ons dit maak? Gaan ons iewerste uitkoms kry? Gaan daar iewerste einde wees aan hierdie seer en hierdie swaar en hierdie bekommer en aan hierdie twyfel? Gaan daar iewerste uitkoms wees in die uitdagings wat jy en ek in ons eie lewens ervaar? En dan sê God, daar sal wat. God red altyd. God antwoord altyd. God is altyd by ons. God se belofte aan Elia is, ek sal in Israel die 7000 laat oorbly, wat nie die Baalbeeld aanbid het nie. God sê ek sal doen wat ek beloof het. Doen en nou. Wat is God se beloftes vandag vir my en vir jou, geliefde? Hierdie God van Elia sê, hy is by ons. Hierdie God van Elia sê, daar sal niks in jou lewe met jou gebeur waarvan hy nie weet nie. Hierdie God van Elia sê, daar sal nie 'n haar van jou kop afval sonder dat hy dit weet nie. Hierdie God sê, hy sal jou God wees. Hy is by jou. God vra vir Elia daar onder die besembos, wat maak jy hier, Elia? Miskien vra God dit vir my en vir jou met ons lewens. Sommer elkeen met ons hart en ons belewenis van hierdie lewe. Wat maak jy op die plek waar jy is? Eintlik wat God vra is, hoekom is jy bang oor die goed waaroor jy bang is? Hoekom twyfel jy oor die goed wat jy oor twyfel? Hoekom is jy daar onder die besembos besig om te dink dat dit klaar is met jou as dit nooit klaar is met jou as God by jou is nie? Want sê God, dit sal aangaan. Dit sal beter word.
Daar sal uitkoms kom. Maak nie saak wat daar buite in die wêreld aangaan of 'n bose koning besig is om vir Elia te soek om dood te maak nie. Maak nie saak al kan sy mense oë op hierdie stadium nog nie uitkom sien nie. God sê, dit sal. Vanoggend wil ek hê, jy moet hoor dat jy vir God kosbaar is. Vanoggend wil ek hê, jy moet hoor dat God nie net van jou weet nie, dat God jou met sy God wees liefhet. Vanoggend wil ek hê, jy moet weet dat elke ding wat jy in jou hart dink en in jou hart vra, God hoor. Ja, God staan voor jou en hy sê, ek het jou. Jy kan maar met rus gaan. Jy kan maar weer kom en weer probeer. God sê eintlik vir Elia, gaan dink so bietjie wie jy is en gaan onthou so bietjie wie ek is. Jou lewe het 'n pad geloop. Jou lewe is vandag waar hy is. Jy voel vandag, en miskien het jy reg om so te voel vandag, soos wat jy voel. Maar daar is 'n verskil. Vandag moet jy weer hoor dat God nog nie met jou klaar is nie. Vandag moet jy weer hoor dat God midde in daardie seer en swaar is. Vanoggend moet jy hoor dat God 'n werklikheid is. Soos wat allerhande ander dinge 'n werklikheid in ons lewens is. En dan die woorde. Draai om. Draai weer om. Moenie aangaan op hierdie pad van twyfel. Moenie aangaan op hierdie pad wat jy gedink het dat dit klaar is met jou. Moenie verder aangaan met hierdie pad wat jy dink God weet nie van jou nie. Maak jou oë vanoggend saam met my oop. En dan gaan doen ons weer. Dan gaan doen ons weer omdat God vir ons die krag gee. Dan gaan doen ons weer omdat God sê hy altyd red. Dan gaan doen ons weer want God sê as hy by ons is daar altyd uitkoms en altyd hoop. Ja, geliefde, God vra dat ons weer gaan probeer. Ek weet dat dit nie altyd maklik is. Ek weet dat dit partykeer die moeilikste ding is. Want baie keer dan word ons hierdie seer. Baie keer dan is hierdie twyfel en hierdie seer so deel van ons dat ons nie eens eintlik weet wat om anders te doen nie. Baie keer word ons so oortuig deur dit alles dat ons dink dat God nie meer weet nie. En dan vra God vanoggend vir my en vir jou om vir oomblikke te stop. Vir oomblikke te wag. En weer te hoor. Weer te besef. Ek het jou op jou naam geroep. En jy is myne. Weer te besef, niks sal jou uit my hand uitruk nie. Want ek is jou God. Weer te besef, daar's altyd hoop. Daar's altyd uitkoms. Want God is altyd by jou. Mag ek en jy vanoggend, as ons hier weggaan, omdraai. Mag ons in ons lewens omdraai en weer hoop sien. Weer God sien. Mag ons omdraai en daar buite gaan leef
asof ons wag vir uitkoms. Asof ons weet dat God nooit sal los. Mag die Here elkeen van ons seën in hierdie week, dat ons weer kan. Ja, weer kan opstaan, weer kan doen, weer kan voluit leef uit hierdie versekering. Mag God jou seën met 'n kosbare week, dat jy dit kan leef. Amen. Kom dat ons saam bid. Here ons God, dankie vir die wonderlike belofte. Ja, Here, die lewe vat ons partykeer na plekke toe, waar ons dink dit is die einde. Maar U sê vir ons deur Elia se storie, dis nooit die einde nie. Dis nooit die einde nie, want U is God. En U is dit verby tyd, verby hierdie lewe, tot in alle ewigheid. Seën elkeen van ons vandag met hoop. Seën ons met moed. Seën ons, Here, met die krag om op te staan, om te draai en weer te probeer. Nie omdat dit in ons krag is nie, maar net omdat U ons seën met daardie genade. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons iets daarvan verdien nie, maar alleen uit U groot en kosbare genade. Amen. Geliefdes, ons sluit vanoggend af met lied 602. Ons sing die eerste, die vierde en die vyfde strofe. Daarna gaan ek jou groet met God se seën en 'n belofte van God se genade en sy liefde. En dan sluit ons net ons erediens af met die amen gebed. Sing saam met my lied 602. Ontvang nou God se seën en dan gaan jy hier weg met sy vrede in jou hart. Die Here ons God sal elkeen van julle seën en die Here ons God sal elkeen van julle beskerm. Die Here ons God sal tot elkeen van julle se redding verskyn en die Here ons God sal elkeen van julle genadig wees. Die Here ons God sal elkeen van julle se gebede hoor en die Here ons God sal vir elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af, my geliefdes, tot in alle ewigheid. Amen.